Ons groet die een en elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is 'n wonderlike voorreg om namens die Here vir elkeen van julle welkom te heet en vir julle te sê dat hierdie is 'n tyd wat die teenwoordigheid van God julle sal onderskraag en onderhou, en ons weet dat hierdie is 'n geleentheid wat miskien vir ons 'n somber geleentheid is, maar vir die Here is dit 'n belangrike geleentheid. Ons is almal hier so tesame vir die erediens wat ons doen vir Isabel Matilda Stigling, wat gebore is op die 15de Februarie 1944. Sy is oorlede en is na die Here toe op die 11de November 2025. Kom ons buig ons hoofde net vir 'n oomblik. Ons Hemelse Vader, ons dank U dat ons bo alles eerstens vir U verwelkom. Heilige Gees, ons vra dat U in een en elke hart sal werk, dat U in elke persoon sal ontvou met die liefde, die genade en die goeie tierenheid van God. Dat U ons sal onderskraag met die versekering dat die beloftes wat U gegee het in die woord waar is, en dat ons kan vashou daaraan, dat ons ook 'n toekoms het wat nie eindig nie, wat oneindig is in elke saak. Ons wil U graag vandag loof en prys in hierdie saak, Here. Ons wil U erken en ons wil U saamdra in hierdie saak. Ek vra dat U met elke familielid, elke vriend, elke kennis van haar, Here, wat saam met haar gewerk het of miskien na haar omgesien het, Here, dat U hulle ook vermoere sal vertroos en krag sal gee om te weet dat U is teenwoordig, selfs in oomblikke soos hierdie. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam, en hulle wat saamstem sê amen. Namens die familie verwelkom ek een en elkeen. Dit is nie altyd 'n gemaklike geleentheid om vir 'n begrafnis by mekaar te kom nie, maar as ons weet waaroor dit werklik gaan, moet dit eintlik 'n jubelende saak wees. So vanmôre wil ek vir die vanmôre sê dat
as die familie hier welkom hierdie, is hulle baie dankbaar dat u hier is vir erkenning om te sê dat hierdie vrou het 'n impak op julle lewe gemaak en sy het 'n verandering vir julle gemaak. Ek lees hiermee die begrafnisbrief en ek begin met 'n celebration of life in honor of Beulah Stichling. Beulah Stichling, my dad's lovely younger sister, was a cherished soul whose humor, warmth, bright mind, and charm made her unforgettable. As the Dawn youngest daughter of Ben and Anna Steiner, our grandparents, she carried a natural grace in her initiative gift for connecting deeply with others. Guided by a strong sense of divine purpose, she lived with genuine compassion, serving selflessly, praying, interceding and offering comfort, clarity and hope wherever it was needed. Even in her final season, confined to her bed, being totally bedridden, she remained a source of encouragement and gratitude to all who visited. Beulah's life reflected kindness, faith and unwavering love, and the legacy endures in the many lives she touched. We thank Father God for her life, her journey, as we rest in the assurance that she is now at peace, radiant and free in His presence. By Melinda. By Melinda. Then we have grandmother. You were a good person and you were like a mother to me. I will miss you. I love you. You will always stay an angel and go to heaven. Grandma, you will always stay special to me and I will remember you, never forget about you. From Caitlin. Ouma, ek onthou my kinderjare saam met jou. Dit was so lekker en spesiaal. Ons het in die kar gery en op jou skoot, al het jy jou gewakkery, al jou lekker liefde en met al jou liefde en soene van Evangeline. Hoe beskryf 'n mens so 'n vrou? 'n Ouma vir wie 'n mamma vir my ma. Oumie se hart het meer gedoen as gepraat. Sy het God gedien met dade, met liefde wat nooit opgeraak het nie. Oumie het my geleer van Jesus, van hoop, van waardes wat hou, van die soort liefde wat nooit vergaan nie. Sy het die wêreld mooier gemaak, een sagte gebed, een koppie rooibos tee, een lekker lag, 'n klompie koeksusters op 'n slag. Maronique, ek hoop ek spreek dit reg uit. Dit is 'n baie unieke naam hierdie. Dankie ouma vir al ons lekker kuiers en al die liefde en die bederfies. Ouma sal altyd baie spesiaal wees vir my en ander. Ouma sal altyd in my hart bly, genei. Ouma was my held en soos 'n tweede ma. Ouma het my lewenslesse geleer en rondgesleep in 'n wasgoedmandjie. Dankie ouma vir al die lekker koekies. Ouma is my engel, Darius. Granny, you are my second mother. You comforted me in my painful trials. You watched my children grow strong with the best example. I couldn't have asked for a better granny. It was sweet as you are baking. Amen. Love, Dominique. The last one, unfortunately on your pages, it will say Hein, but it's not Hein, it was by Barend. So I'm reading it for you by Barend. Ek sal my ma mis vir alles wat sy was. Vrygewig, vergewensgesind en altyd gewillig om te help. Die tye wat sy nog ingestaan het, toe ons in Steinlaan gebly het, sal sy in die nag opstaan om vir iemand te gaan bid, as dit nodig was. Sy sal baie dinge gegee het om iemand te help wat in die moeilikheid was. Jy moes net vra, ook nie altyd nie, al was dit iets wat haar jare se hartseer en moeilike lewe kon kos. Almal was baie dankbaar, maar dan vergeet mense weer van haar. Sy het baie opgeoffer vir ander mense. Sy het een keer vir my gesê, jy kan sien op 'n mens se gesig waarheen hulle gaan. Die wie se saak nie reg is met die Here nie, het angs op hulle gesigte gehad, as dit hulle tyd was om te gaan, ongeag van die status in die lewe.
Ons het so 'n bietjie 'n paar van die woorde verander. My vrou is 'n Afrikaanse onderwyseres, so sy het dit net die sinteks reg geskryf en ek wil dankbaar sê vir haar. Ek wil ook dankbaar sê vir Heinele wat die koffie en tee voorberei het na die tyd. Ek wil ook dankie sê vir die klankman wat hier teenwoordig is en dankie vir een en elkeen van julle wat hier is vanmôre. Hier is 'n baie sombere oomblik, maar is 'n baie lewensveranderende oomblik wat ek wil hê julle moet altyd in gedagte hou. Dat dit is vir die mens bepaal, sê Hebreërs 9 vers 27, dat dit is bestem om eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel, dan moet ons voor God staan. Maar wat so lekker is vir 'n kind van die Here, dat die dag is ons sterwe, gaan staan ons voor die regterstroon van Jesus, nie voor die wittroon van die God die Vader nie, want voor die regtertroon van Jesus ontvang ons 'n beloning vir die werke wat ons gedoen het. En ek glo dat dit is waar die moeder vandag gestaan het, dat sy daar staan om die beloning te ontvang, die kroon wat God vir ons gesê het. En daarom sê die skrif ons in Psalm 116 vers 15, vir die Here is die dood van sy getroue dienaars nie 'n geringe saak nie. Ek hou so 'n bietjie meer van die manier wat die Engels dit sê. Hy sê, blessed in the sight of the Lord is the death of the believers. Met ander woorde, dit is vir die Here eintlik aangenaam as iemand sterf, en dan kom hulle na hom toe, want hy weet hulle saak is klaar afgehandel. En dit is belangrik dat ons weet, dat ons moet dieselfde pad loop. Jy weet, as sy nie gewees het, en sy het jou lewe aangeraak, en sy het nie 'n verandering in jou lewe gebring nie, dan het sy nie volbring wat God vir haar gegee het nie. Want God het gesê, elkeen van ons wat 'n kind van die Here is, moet gaan en disippels maak. Sy het op 'n stadium gegaan, as ek kyk na 2 Timoteus 4 vers 7, skryf Paulus, en ek glo dit was ook haar eie woorde, wat sy so gesê het, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wedstreep bereik, ek het die gelowige end volgehou. So sê, vasgehou tot op die einde. Ek sien hier's iemand wat vanmôre wat ek gegroet het hier, so wat sê sy het daar opgepas in haar laaste tyd, dan kan ek besef dat hierdie persoon sal weet of sy haar geloof gehou het. Het sy dit gehou, het sy vasgehou, het sy bly glo. Want dit is wat God ons geroep het om te doen. Elkeen van ons. Maar as ons dit doen verniet, en ons kan dit nie oordra na die volgende generasie toe nie, en ons kan dit nie oordra na ons kinders en ons kleinkinders nie, dan het ons lewe amper nie 'n waarde nie. Want dan is daar niks wat ons tot God kan saamvat nie. Want die enigste ding wat ons vir die Here kan aanbied, as ons voor sy troon staan, is die siele wat ons na God toe gelei het. Dit is die mense wat ons 'n voorbeeld voorgestel het, wat se lewens aangeraak is, sodat hulle op tot inkeer gekom het en God begin dien het. En daarom is dit so belangrik vir ons, dat ek moet weet, ons neem deel aan 'n wedloop. En 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27 sê ons, hy sê, weet julle nie dat die atleet wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar daar net een die prys ontvang nie. Dat is so baie mense sê, maar, jy weet, ons is baie mense, wie gaan die prys ontvang? Elkeen van ons hardloop ons eie wedren. En ons hardloop teen die gesande, of hulle wat teen God se plan is, hulle wat God se plan wil laat struikel. Ons hardloop teen die planne van die duiwel. Ons hardloop teen die instellings van die wêreld. Ons hardloop teen die versoekings wat ons staan. En as ons daai dinge kan weerstaan en kan hardloop tot op die einde, dan weet ons verseker dat ek het die wedloop gewen. Dan kan jy die prys ontvang. Maar daar is sekere reëls. Hy sê, hardloop dan sodat jy die prys kan wen. Almal wat in die wedstryd deelneem, ons sê hulle allerlei dinge. Weet as hy leer wil self voorberei, dan eet hy net sekere kosse. Hy staan vroeg in die oggend op, hy drink net soveel water, hy oefen soveel, hy staan soveel tyd af om te oefen. En dit is dieselfde met 'n kind van die Here. 'n Kind van die Here moet hom weerhou van die dinge van die wêreld. Hy moet hom weerhou van sonde. Hy moet toelaat dat die Heilige Gees hom lei, dat hy nie in die slaap gevang word nie, maar dat hy altyd waaksaam is en bereid is om daar te wees. Dit is die offering wat 'n kind moet doen. Die mense, atlete, doen dit vir 'n verganklike oorwinningskroon. Maar ons wat kinders van die Here is, ons kroon is onverganklik. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. U moet seker wees van die deel. Ons sing hy lied altyd wat sê, bly 'n versekering, ek weet Jesus is myne. U moet daai versekering hê. Die skrif
my kinders gaan ten gronde, want hulle ken nie die woord van God nie. Hulle onderhou nie die woord van God nie. Dis hoekom my kinders vernietig word en oorkom word. Maar vandag wil ek vir julle sê, jy kan in oorwinning lewe. Jy kan hierdie wedloop hardloop, nie met 'n onsekerheid, nie met 'n sekerheid, want die woord is 'n lig vir jou pad en 'n lamp vir jou voete. Jy kan met sekerheid hardloop sonder om te struikel en met die regte direksie, om seker te maak dat jy kry die kroon en die oorwinningskroon. Hy gaan verder, hy sê, ek slaan nie soos 'n bokser met wind in die lug nie, weet. Ek het al baie keer boksgeveg gekyk en kyk hierdie ouens, party van hierdie ouens slaan, maar ek sê vertel, hulle kom nie naby hulle opponente nie. Hy sê, hy slaan met 'n doel. En ons moet die vyand 'n slag toedien. Ons moet in die wêreld opstaan, want God rus ons toe. Hy gaan verder, hy sê, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer. Atleet doen dit ook. Maar ons moet ook ons liggaam, want die skrif sê vir ons, hy sê, gee jou liggaam as 'n lewende offerande vir God. As ek na die getuienis van hierdie moeder luister, en ek kyk na hierdie begrafnisbrief, en ek sien wat die kinders van haar sê, en ek sien wat haar klein kinders van haar sê, dan kan ek sien hierdie moeder het daai resies gehardloop. Sy het hom gehardloop met 'n doel. Sy het hierdie stryd aangevat om te kwalifiseer. Sy het hierdie stryd aangevat om 'n weg te baan vir haar kinders en haar kleinkinders, sodat hulle eendag voor die troon van God kan staan. Maar ek wil vir julle sê, om die verkeerde pad te loop, kom outomaties. Dis maklik. Maar om die regte pad te loop, moet jy oefen. Niemand word 'n topatleet sonder om toegewy te maak nie. En niemand word 'n kind van God wat in oorwinning leef sonder om toegewy te wees. En as daai moeder vandag hier kan staan, of daai ouma hier kan staan, of daai vriendin of suster hier kan staan, sal sy vir u sê, berei u self voor. Maak seker dat u saak reg is met God. Moenie twyfel. Maak seker dat die saak reg is. Ons kyk na die woord van die Here en dan gaan hy in Filippense 3 vers 14. Hy sê, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waarvoor God my geroep het in Christus Jesus. Dis nie die enigste plek waar die skrif praat van geroep het nie. Hy praat in Efesiërs 4 vers 1, hy sê, wees waardig van jou roeping. Met ander woorde, daar is 'n doel met jou roeping. Jy moet hierdie doel navolg. Jy moet jouself toerus vir hierdie doel. Jy moet hierdie doel met ywer najag. Hy sê, vind uit wat God behaag en doen dit. Hierdie moeder het uitgevind wat God behaag en het gedoen. Ek luister baie keer na hy en sy het my sê, hy het saam met haar geleer bid. As ek luister, as ek sien en ek sien vir Fransie wat sy groot gemaak het, en ek sien vir Baden, en ek ken nog nie almal hierso nie, maar ek wil vir julle sê, ek glo sy het 'n impak op elkeen van julle gemaak. Ek kyk na Dominique en Evangeline, as ek hulle sien, dan weet ek, dis hulle ouma gewees. En sy het 'n verskil gemaak. Maar haar verskil moet nie ophou nie. Haar verskil moet julle bring as die volgende generasie, wat die volgende generasie dan maak, want God is 'n God van generasies. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is 'n God van generasies. Hy sê ons in Spreuke hy sê 'n wyse man sal voorbereiding tref, nie vir sy kinders nie, maar vir sy kinders se kinders, met ander woorde 3 generasies. God is altyd daar. God wil hê dat die grootouers moet 'n impak hê op hulle kleinkinders. God wil hê dat die ouers met die kleinkinders toerus, sodat daai kleinkinders weer hulle kinders kan toerus. Want ons moet die resies hardloop. Ons is in 'n stryd gewikkel. Ons is in 'n fisiese geestelike oorlog betrokke waarmee ons veg. En hierdie moeder het daai geveg klaar gemaak. En sy het ook gewen. Paulus sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Daai moeder sê vandag vir u, daai ouma sê vandag vir u, daai suster sê vandag vir u, of vriendin sê vandag vir u, volg my, soos ek Christus gevolg het. Ek glo dit sal 'n uitroep wees vandag. Sy sal by u 'n uitroep maak vandag. Is u saak met God reg? Ons gaan ons voorberei om te sing die Here is my herder.
En as ons voorberei om te sê, die Here is my herder, wil ek vir julle die vraag vra, is die Here u herder? En as hy nie vermoere u herder is nie, wil ek nie hê moet uit hierdie plek uitloop nie. Terwyl ons daai lied sing, kan jy net opstaan en vorentoe kom. Ek en hy is hier om saam met jou te bid. Ons is bereid om saam met jou te bid, sodat jy jou saak met die Here kan regmaak. Want God smag daarna om 'n verhouding met jou te hê, want hy het aan die kruis gesterwe, met sy eie seun die prys betaal om jou los te koop, sodat jy sy kind kan wees. Ek het baie keer met 'n skok agtergekom, toe ek in Hebreërs 11 lees, en hy praat van die manne van geloof, en hy sê hierdie man van geloof het dit gedoen, en daai man van geloof het dit gedoen, en daai man van geloof het dit, hy sê baie van hulle is gemartel en doodgemaak, en so praat hy deur Hebreërs 11, praat hy van die manne van geloof, en die vrouens van geloof, maar dan eindig hy, die einde van Hebreërs 11 eindig met dit. Hy sê, en wel daaroor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is. En hulle, hy sê, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Toe dog ek so, beteken dit dat die wat dood is, kry nie die beloning wat God vir hulle gegee het nie. Toe gaan die woord verder, en die woord sê my, en hy sê, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volleinde sou bereik nie. Het jy al gekyk na afloswedloop, waar hulle daai stokkie moet aangee? Daai eerste ou hardloop en hy gee die stokkie aan en hy stop, en hy kyk met angs. Wat maak die volgende ou? En die volgende ou gee die stokkie oor, en hy kyk met angs. Wat maak die volgende ou? Maar hulle wen eers as die laaste ou oor die wedstryd. En as kinders, en kleinkinders van hierdie moeder, moet jy die reis klaar, want sy staan op die paviljoene. Hebreërs 12 vers 1 sê, ons staan met 'n wolk van getuienis. Sy staan in werklikheid in die paviljoene en skreeu vir julle, maak julle saak reg, hardloop die resies, wen, moenie ophou nie, moenie opgee nie, gee die stokkie aan, help die volgende ou, moedig hom aan, kyk met ywer dat hy kan klaarmaak. Anders moet sy lewe verdiep. En moet dit sy lewe som sukses vir haar kinders en kleinkinders te sien. En dit is wat die moeder vandag is. So ons gaan die lied sing, en die is welkom om op te staan en saam te sing, as jy nie gemaklik is nie, kan jy sit en sing, maar luister net na die lied, die Here is my herder. En as hy nie jou herder is nie, kom maak jou saak reg met die Here. Kom vanmôre en maak jou saak reg. Ons gaan nie die diens uitrek nie. Die boodskap is daar, hardloop die resies. Sy het klaar gemaak. Sy wil hê jy moet opklaar maak. Wat gaan jy daarmee doen? Mag die Here jy sien. Blijf. I love my dear lady, and
Daar is iets wat baie belangrik is, en ek wil graag vandag vir u vra. En u moet mooi daaroor bepeins. As u miskien nie voor iemand wil opstaan en nou kom en sê, ek het die Here nodig nie. Kom sien my na die tyd. Kom gesels met my. Want hierdie moeder wil hê, u saak moet reg is. Nie net sy nie, God ook. Daar is ander familie wat ook vir u bid. God die Vader het sy seun geoffer, sodat u daar kan wees. Ons kan haar eerbiedig. Die enigste manier nou, is om God te dien. Ons kan nie van haar blomme vat nie. Ons kan haar nie besoek nie. Ons kan nie van haar eetgoed vat nie. Maar ons kan haar naam vereer, deur God te dien, soos sy vir ons die pad aangewys het. Ons gaan weer lied sing, en ek wil, as jy dalk voel jy wil vorentoe kom, of as jy dalk in die gebed, hierdie lied luister, verlos in die bloed van die lam, dan wil ek jy moet jy hart voorberei en sê, Here, hier is ek, neem my. Ek weet ek is 'n sondaar, vergewe my, was my in die bloed, maak my rein. Ek wil die kind wees, lei my deur die woord en die Heilige Gees. Kom ons sing, verlos deur die bloed van die lam.
kan die sitplekke inneem. Ek gaan nou vir Leonard Stigling vra om asseblief vir ons die bedankings te kom doen. Baie dankie dat julle almal gekom het vandag. Ek weet sy waardeer dit vreeslik. Sy het elkeen van julle lief gehad en dit was allemaal baie spesiaal vir haar gewees. Dankie vir pastoor Johan en sy vrou Antoinette vir alles vir vandag. Dankie Hein vir wat jy altyd vir haar gedoen het. Dit was naby aan jou, so 'n bietjie verder van my af. Maar julle het altyd support en alles, was altyd daar vir haar gewees. Sy was nooit alleen nie. Dankie Barend, jy was baie daar gewees. Van die sussie Gerda, dankie vir alles wat julle vir haar gedoen het. Julle was baie spesiaal vir haar gewees. Melinda, dankie vir alles wat jy vir haar gedoen het. En ja, dat sy altyd in jou hart was en in jou gebede was, allemaal van julle se gebede was. Dankie Dominique, Evangeline, julle kinders. Julle was altyd by haar gewees, julle het baie vir haar gaan kuier. Definitief groot blydskap vir haar gewees, allemaal van julle. Marius, dankie vir jou, vir wat jy vir haar beteken het. Altyd reg gestaan met 'n grapie en sy het ook so daarvan gehou om te lag. Baie dankie daarvoor. Maar ek dink dit is, dit is dit van my af. Weer eens dankie vir alles. Baie dankie, Leonard. Ek wil graag verder uitnodiging rig. Ons het net nou ons die begrafnisbrief gelees, maar in die begrafnisbrief het die mense gesê wat hulle wil sê. So ek gaan 'n oop uitnodiging rig vir die mense wat graag iets wil sê tot eer van die moeder, of iemand wil aanmoedig hierso vandag, of wil vertroos vandag. Mag die Here met u wees. So iets welkom om te kom, om 'n aanmoediging vir die mense te gee, of om iets te sê vir die moeder. Ek weet ek sê nie eens waar om te begin nie. Ons het so 'n geweldige impak op letterlik op almal gehad, letterlik al. As ek maar kan terug van my kindertyd toe. Jy weet, daar sien hier ons is lief om in die kombuis te gesit en gesels. En dan sien ek het ongelukkig laat in die naam. En dan jy weet, jy vergeet van die mense wat slaap. My oorlede oupa het altyd, ons het altyd gespot en ek sê, ek gaan slaap saam met die hoenders. En hy was vroeg in die bed. Maar hy was 'n kwaai ou man gewees. Dan raak ons nou net gesels en in die lag. My ma was hierdie geweldige
terggees gewees. En ek dink ek en Lena dit albei dit nogal by haar geërf. Ons is gereensig voor terggeeste. Raak kan ons nie gesels ouders, en dan hoor ons die dag, dat was op kamer op. Dan sê sy, stilte. Ja, ek nou dit is alweer moeilikheid. Op my pa vlieg daar die kamer uit, wat net op skofte gewerk. Wat is julle storie? Wat gesels julle so laat in die nag? En dan gaan ek terugkamer toe, en dan daar was ons gesels, is eers lekker. En as hy so in die morgen van dit, sê 10 baar gekom. Maar ja, sal ek nooit vergeet nie. Dit was so lekker en ek het so baie kere saam met haar koekies gebak en koeksisters gebak. En pannekoek is die familie kompeer, so bendele was nie vir ons te kompeer het op Gerdalen. Wat is dit tyd? Is koeksisters tyd, melkos of pannekoek, een van die. En as het net so'n bakke pannekoek gebak, man, en was dit lekker gewees. Maar die ding wat ek die meeste van haar, wat die grootste impak op my lewe gehad het, was hoe sy vir God gewerk het, hoe sy geleef het. Sy het my geleer om baie lief te word vir God. Sy het my ingebid in die koninkryk, daai maal vir my. Ek het nog nooit iemand vooral of na hom weer ontmoet, wat so sy kan bid nie. Ons het telke maal in die nacht wakker geword. Dan hoor sy so na kamer, sy besig om te bid, en as die kamer. Die boeke wat sy geskryf het, meeste van hulle nog nooit finaal gepubliseer nie. Maar ek het meeste van haar goed nog. Sy het dikwels my gevra om te help om haar boeke te edit. En is die manier wat sy daar geskryf het, wat sy geskryf het, kan jy sien, hier is alles van die Heilige Gees af. Sy het my geleer om interceding te doen, in te staan vir mense, lief te wees vir die woord, lief te wees om te kan bid. En die manier wat sy gebid het, waar die Heilige Gees geleer het vra, het ek bemin aan die mense al gesien. Dis die goede wat ek vir altyd sal onthou, die voorbeeld sy vir my gestel het. Ek het altyd geweet, sy het geweet, ons is kinders, is seuns. Sy is altyd lief vir ons. Maak sy wat sy sê, wat sy nie, jy weet, sy is lief vir jou. En sy sal alles aan haar vermoë doen. Sy het even, wat ek weet van klere, wat sy gehad, sy het nou nie die klere gekoop by die weer. Nou kom iemand dan in wat arm is, als sy die klere van haar lyf het opgegeven vir die mense. As sy kos in die kas het, die mense sikkel, gaan sy kos in die kas het, al het sy amper niks, sy sal kos in uithaal en vir die mense gaan gee. Dit is die maak wat ek gekeer het. En is, ja, wel as die maak krijg, bietjie swaar of bietjie dit, God sal voorsien. Dit is die eerste woorde wat sy gesê, God sal voorsien. Of as jy vir my, is al 'n ding fout is, my kind bid. That's it, bid. En as mense jou skade aangedoen het, dan sê seën hulle reg. Presies wat die woord sê. Dis die impak wat ek sê in baie mense se lewens gehad het. En is eintlik vir 'n bietjie hartseer om te sien hoeveel mense wat so 'n impak gehad het, wat jy eintlik so net 'n handjie vol mense. Maar ou besef daar is finansies en baie ander dinge wat in die pad gekom het. En haar invloed sal vir die baie jare nog ja. En ek weet, elkeen van hier, van ons hier so, elkeen was by haar spesiaal geweest. Sy het nooit 'n onderskeid getref. As sy daai ene is beter as daai ene. Almal was dieselfde na hoog geweest. Of sy jou 10 minute geken het, of 'n 50 jaar geken het. Sy was dieselfde met almal geweest. En altyd regverdig. Baie dankie. Dankie, pastoor. Ja, wat kan ek sê? Daar is so baie wat mens kan sê van Omi. Sy het soveel mense se lewens aangetas. Sy was my inspirasie van te kan onthou. Sy het altyd die woorde gehad en sy het net geweet wat om te sê. Sy het net geweet wat om te doen, waar om te staan, waar om te staan. Sy het altyd vir jou die beste raad in die wêreld gehad. En ek was geëerd gewees om ook daai stukkie na lewe gehad om haar op te pas en op te help. En naby te wees waar dit nodig was. Sy het so goeie invloed gehad op my kinders. Nou my kinders gewees is die laaste paar jaar voor sy oor toegegaan het.
Maar ek sal maar nooit vergeet nie, en ek sal nooit vergeet, Tom en Kiki. Ja, dit was haar noemnaam vir my. En ek sal dit nooit vergeet, wat sy my hart beteken, wat sy vir my beteken. Ek is baie lief en ek sal nog altyd wees vir haar. Dit is altyd 'n stukkie my hart bly. Dankie almal. Almal was daar vir ons almal toe ons aan nodig gehad het. En sy was daar waar ons hartseer was en sy het ons almal gelukkig gemaak. Almal was daar vir ons almal. Ons was daar vir haar. Sy het ons almal was. Sy was baie in ons lewe. En sy het baie vir my beteken die woorde en goed wat sy vir my gesê het was. Kan ek nooit vergeet nie. Dankie. Nou, ek het my verstand
gediagnoseer met Parkinson's siekte. Sy wou dit nie gehad het nie. So ek en 'n ouma wat Parkinson's siekte het, jy weet, die handjie wat bewe. En ek en 'n ouma wat baie huil, want sy wil nie Parkinson's siekte hê nie. En ek kon ook nie reg verstaan hoekom my ouma so hartseer is nie. En sy ouma was baie hartseer. En ek kuier nou Junie maand met Tannie Beulah. En ek sê vir haar, vertel my meer. Vir die eerste keer sê ek dit vir haar. Vir die eerste keer het ek oud genoeg geword om vir haar te vra, vertel my meer van jou ouma. En sy het dadelik ook trane in haar oë. En sy is dadelik so diep bewoe. En sy sê vir my, ek sal nie weet wat ek vandag is, as ek vir my mamma was nie. My mamma kom met 'n verskriklike liefdevolle huis uit. Haar mensman was tevrede en haar ouers was baie ernstige kinders van die Here. En ons pa, Benstander, was NG en hy het gelukkig vroeg gaan slaap. So sy wakker gebly. En wanneer hy geslaap het, het sy al haar kinders na die Here toe gelei. Een vir een. Sy het haar kinders oor jare gehad. Soos ek sê, my tannie was 10 jaar jonger as my pa. So sy het haar kinders oor jare gehad. Sy het haar kinders miskien oor 20 jaar gehad. Maar sy het soos elke kind, wanneer hy ook al gaan slaap het sy elke kind na die Here toe gelei. Daar by die koolstoof, aan die huisval, het sy vir hulle gepreek. Sy het 'n betekenisvolle impak op my lewe gehad, aan die staande my ouma. My ouma wie ek net geken het wat Parkinson's siekte het en wat baie huil. Sy is 'n formidabele vrou. En Tannie Beulah sê Junie maand vir my. My ma was 'n formidabele vrou. En ek sal nie die mens wees wat ek vandag is as ek nie vir my mamma was. Sy was die Christen wat die wetjie voltooi het. En toe sy afsterf het sy vir my gesê, Beulah, wat is dit? Wat het die wetjie val? En sy het met soveel erns gedoen, dat sy die stokkie vir baie mense gegee, wat dan nog die wetjie op haar gedoen. En soos hy sê, liefie, verteenwoordig nie vandag vir Beulah nie, want dit maak nie saak nie. Ons verteenwoordig, ek staan hier en ek verteenwoordig 'n groot familie. Hulle was 7 kinders, Beulah en 6 boeties en sissies. Ons verteenwoordig hulle vandag hier. Jy verteenwoordig al die baie vriende, al die mense wat outcasts was. Sy het hulle raak gesien. Sy het bemoeienis met hulle gemaak, sy het kontak gemaak, sy het konneksie gemaak, en sy het hulle na die Here toe gelei. Dit was haar lewensplan, dit was haar wetjie. Ons eer vandag haar afsterwe, en ons is tevrede, sy is berus in vrede. Ons weet 1000% waar is sy. Haar siel is, sonder dat sy gestop het by 'n stasie en eers moes boete doen, is sy een pad, rus in vrede toe. Waar sy nou, rus in vrede, wag ons aan die koning op die wolke. Bly op die kasteel. Amen. Ja, pragtig. Halleluja. Okay, ek wil nie veel mense met my maasie wat klaar gesê het, ek het net die laaste dank wat ek wil doen. Net dankie sê vir Stoffel en Santi. Stoffel het gebel in al gebied wat ek, as ek nie iets nodig het, moet ek vra, hy sal help. So dankie vir hom en dan dankie vir Santi en dan ook weer die administratieve leidings getref in Delmas, vir wanneer ons maas as gedoen wat. En vir baie jare was Santi baie goeie vriendin vir my. Ons allemaal, maar ons ken al seker 30, 35 jaar. Maar Santi was altyd toe, vir altyd in ons stijl aangebleid, en Santi altyd daar vir my, baie keer die nacht heb ek gesit, saam dag gebid, en door toe gereid vir haar, want toe sy nie meer kon nie, toe my pa nie meer daar was nie. So, Santi, dankie vir Stoffel en Santi, en dankie dat julle sulke goeie vrienden daar was van. Baie dankie, is daar nog een persoon?
dankie almal om hier te wees. My ouma het baie vir my bedoel en vir julle. En ek sal haar mis en sy sal 'n engel bly en sy is nou in die hemel en 'n engel. Dankie. Halleluja. Ek wil hier met 'n rustig terugsit na die getuienisse. As daar nog iemand is wat iemand wil sê, is almal genooi daarmee. Is daar nog iemand? Terugsit, dan gaan ons luister na die genadetrein.
nog hier ryklike tyd saam hê. Ek wil graag hê dat die familie nooi om saam met hulle 'n koppie koffie en 'n koppie tee te kom drink en 'n koekie of twee te eet, sodat jy weer met die pad aanpak vir die wat ver moet ry en vir die ander wat hier so is, kom maak gerus weer 'n bietjie kentenisse met die familie en bou weer die verhoudings.